En baie goeiemôre aan elkeen. Ons kuier vanoggend saam Johannes hoofstuk 2 vers 1 tot 12. Dis die gedeelte waar die Here Jesus dan water verander in wyn. En ons staan hier dan stil ook by 'n bruilof. En as jy nou dink daaraan, dan moet jy dink aan 'n feestelikheid, 'n gemoedelikheid. Reeds aan die begin van die Johannes Evangelie. Daar's iets belangriks wat fundamenteel lê tot hierdie evangelie, en dit is dat die Here wil hê dat ons vreugde sal hê. 'n Gemoedelikheid in die hart, 'n feestelikheid. Ek wil baie graag reeds aan die begin van ons oordenking 'n definitiewe onderskeid tref tussen aan die een kant dronk te word van die wyn. Daarin is losbandigheid. Dis nie wat hier bedoel word nie, dat ons moet dronke word sodat ons 'n fees kan hê nie. Dis wat die wêreld dink ons moet doen. Dis nie wat die Here hier bedoel nie. As jy gaan lees in die Ou Testament, die woordjie mos in die ou vertaling, die oorspronklike woord daarvoor is in die Hebreëus is die woord wyn. Dit kom taamlik voor in die Ou Testament, maar dit het beteken dat daar is 'n wingerd op jou plaas en dit staan pragtig mooi geel. Dit gaan goed met jou. As jou kelders mooi gebult staan, dan beteken dit die Here seën vir jou. Kom ek deel met u net een vers om dit vir u uit te wys. Ek gaan dit doen uit Joël hoofstuk 2 vers 24. Daar staan: dan sal die dorsvloere vol koring wees en die parskuipe van mos en olie oorloop. Jou kelders staan mooi vet en dit gaan met jou goed. En dan natuurlik daarmee saam gebruik jy dan daardie ook verantwoordelik. Jy drink jouself nie dronk nie, maar net dat jy raak sien. Ons het weer te doen met daai ding van matigheid. Dat en dis met enige ding in die lewe so. Oormatige gebruik is maklik die simptoom van afgoderry. So Ou Testamenties, die wyn 'n teken van seën, ook 'n teken van oorvloed. As die Here die water dan verander in wyn, kom toon die Here aan dat hy is die Here van die fees. Hy is die Here wat vir ons blydskap bring. Ek wil dit meer korrek sê. Nie net die Here bring vir ons blydskap nie. Die Here is self ons blydskap. Hy is die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. En baie belangrik om raak te sien dat hierdie feestelikheid bestaan binne die konteks van 'n huwelik. En nou moet ons vra, is daar 'n dieper betekenis as net hierdie bruilof waarvan ons lees in Johannes hoofstuk 2? Is daar miskien 'n ander bruidegom hier betrokke? En die antwoord is ja, daar is. Kom ek lees vir u dan ook in die Nuwe Testament, Matteus hoofstuk 9 vanaf vers 14. Daarna kom die disippels van Johannes na hom en sê: waarom vas ons en die Fariseërs dikwels, maar u disippels vas nie? En Jesus sê vir hulle: kan die bruilofsgaste dan treur solank as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas. Die Here Jesus verwys na homself in hierdie gedeelte as die bruidegom. Daar is ook ander gedeeltes waar dit aangetoon word, en dan beteken dit dat die kerk, wat ons weet, is die bruid van ons Here Jesus Christus. Reeds aan die begin van die Johannes Evangelie kom toon die Here aan. Hy wil hê dat ons mense sal wees wat vol blydskap is. Maar dit kan net bestaan as jy met die Here in so 'n intieme verhouding staan, as wat die bruidegom en die bruid met mekaar instaan. Jy moet die Here nie net van ver af ken nie. Jy moet die Here innig ken. Dit is jou oorvloed. Dit is jou vreugde. En dit is jou seën. Ons lees in ons teks dat daar was reinigingskanne. Die Jode sou kom, hulle sou hulle self was, ja, hulle sou hulle self reinig.
En die Here daardie water en daardie reinigingskan het hy verander dan in wyn. Iets belangriks. Die Fariseërs en baie mense kan dink dat die feestelikheid van die lewe lê in seremonies, rituele, afwassinge, moet, moenie, wet. Maar die gevaar bestaan dat jou geloof kan maklik raak wetties. Jy kan iemand wees wat staan op die reëls, sonder om te staan in 'n verhouding met Jesus Christus, die bruidegom. Jy kan nie ware feestelikheid beleef nie, want die feestelikheid bestaan nie in die moenies en die magnies nie. Die feestelikheid bestaan in die verhouding met die Here Jesus Christus. Vir ander mense weer is die vreugde in die oormatige gebruik van alkohol. Dis ook nie wat die teks kom leer nie. Weereens, die vreugde lê in die Here Jesus. Kom Maria, sy sê, hulle het geen wyn nie. Nou, as ons dit nou lees in die konteks van vreugde, dan is dit baie keer wat ons ook maar sê, ons sal sê, ek het nie wyn nie, of ek het nie vreugde nie. En Jesus verander dan die water in wyn, maar belangrik, dat die Here eers vir Maria sê, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. As die Here dan die water verander in wyn, dan toon hy aan dat hy doen dit nie in die eerste plek, omdat Maria dit vra, en die Here Jesus dan gewoon die wonderwerker is, wat maar net dinge doen, wanneer mense daarom vra nie. Jesus staan onder die wil van die Vader. Wanneer hy hier 'n wonderwerk verrig, is dit nie omdat Maria dit vra nie, omdat dit Maria se wil is nie. Jesus doen dit, omdat dit die wil is van sy Vader. Dit laat 'n mens dink aan, wanneer die Here Jesus hierdie saak hanteer, ook van moeder, want Jesus noem haar vrou en nie moeder nie. En ek wil met u graag iets belangriks ook in die verband deel. En as ons nou gaan kyk na Matteus hoofstuk 12, dan vra die Here in vers 48, wie is my moeder? Wie is my broers? En hy steek sy hand oor sy disippels uit en sê, daar is my moeder en my broers, want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en suster en moeder. Jesus bring moederskap in verband met gehoorsaamheid. As Jesus haar vrou noem en nie moeder nie, dan is die implikasie dat Maria, jy is waarlik moeder as jy jou ondergeskik stel aan my wil. Nou kan ons sê, binne die konteks van die gebeure, wat is ware feestelikheid? En dit is wanneer ons die wil van die Here gehoorsaam. Dit is te vind in die Here Jesus Christus. Maar kan jy hoor, 'n mens kan nie sê, ek vind my vreugde in die Here Jesus, terwyl jy ongehoorsaam is aan die wil van die Here Jesus nie. En let wel, dis weer iets anders as om wetties te wees. Om wetties te wees is om te probeer om wette te gehoorsaam, maar sonder om die Here Jesus lief te hê. So is baie belangrik, Here, ek het U lief, daarom hou ek ook U gebooie. Vrou, my uur het nog nie gekom nie. As die Bybel praat van, hier in spesifiek die Johannes Evangelie, my uur, as die Here Jesus so praat, dan bedoel hy die uur van sy lyding, daardie uur van die kruis. My uur het nog nie gekom nie. Ons hoor hoe dat die Here Jesus dit altyd in die hart gehad het, sy roeping, en hoe dat hy sy lewe vir ons gaan aflê. En dan weet ons dat dit is die uur wat die Here Jesus se bloed vloei. Nou so 'n bietjie aan in die Johannes Evangelie, in Johannes 6, dan lees ons daar dan, dat die Here Jesus dan ook sê, dat as ons die lewe wil hê,
dan moet ons ook sy bloed drink. En die teken daarvan is dan wyn. So as die Here Jesus sê, dat my uur het nog nie gekom nie, dan bedoel hy dat hy gaan sterwe. Ware feestelikheid en ware vreugde lê in versoening met God. Ek kan nie vreugde in die Here hê as ek nie met hom versoen is nie. Ek kan ook nie probeer om die wil van die Here te gehoorsaam sodat ek met die Here versoen kan raak nie. Nee, die Here gee sy lewe. Die Here versoen ons met hom. En nou is ons in die Here bly. En gehoorsaam ons dan ook die Here, omdat ons van harte in hom bly is. So het die bruidegom sy lewe kom aflê vir sy bruid. Hy het sy bruid gekoop met bloed, sodat ons as versoendes met ons bruidegom kan staan in 'n mees intieme verhouding, wat gekenmerk word aan vreugde, gemoedelikheid, en daarvan in oorvloed. Die Here is begaan oor ons blydskap. Die Here is begaan daaroor dat ons met hom staan in innige verhouding. Daarom het hy sy lewe afgelê. Nou ja, ons kan onsself nou die vraag afvra, geliefdes, ken ons daardie oorvloed? Het ons daardie kwaliteit van daardie besondere, intieme verhouding met ons bruidegom? Hy het dit vir ons reeds kom gee. Kom ons bid vir mekaar, dat ons ware feestelikheid mag ken, wat in hom alleen te vind is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die feestelikheid wat ons in U kan geniet. Mag ons dit werklik beleef, o Here. Ons dank U in Koning Jesus se naam. Amen.